moet insluit. Ons het 'n boekie geskryf, Success Stories, Using the Green Gold of South Africa, maar 'n klomp plante wat reeds oor die wêreld versprei is, bespreek word. So ek dink, miskien is dit tamelik algemeen bekend dat ons het 'n baie ryk plantverskeidenheid. 10% van die wêreld se plantdiversiteit in Suid-Afrika. Ons is een van die 6 plantkoninkryke, is hier in die Weskaap. En 'n brief wat Karel Leney is, wat almal weet seker, hy is seker die persoon wat die grootste rol gespeel het in die klassifikasie van plante en diere, aan Ryk Tilbag geskryf het. Hy sê het sal eerder Ryk Tilbag wees as Croesus of Alexander die Grote, vanweë die rykdom van plante wat hier in die Weskaap verskyn. En ek dink weet nie van almal dit weet nie, omtrent 25% van voorskrifmedisyne in die VSA is afkomstig van produkte wat uit plante uitkom. Nie of direk die verbinding met die plante of anders die verwerking van die verbinding met die plante. As jy ook mikroorganismes insluit, dan is 50% van ons voorskrifmedisyne, ek praat nie van kruimedisyne, ek praat van voorskrifmedisyne, is eintlik uit natuurprodukte afkomstig. Wat ek graag wil doen, ek wil graag die potensiaal van Suid-Afrikaanse plante nie illustreer, en ek gaan maar grotendeels die werk wat ons gedoen het gebruik daarvoor. Net eers ietsie sê oor verspeelde kanse. Daar is baie sprake deesdae dat die westerse wêreld, ons praat van biopiracy, dat die mense ons diversiteit wil ontgin en dit misbruik en dat miljoene dollars wêreldwyd gemaak word en baie wetgewing en baie regtig sinnelose besprekings word daaroor gevoer wat my betref. Maar ons vergeet wat ons verloor het. Ons het verloor die tuinboukundige potensiaal van ons plante. Plante is uitgevoer, dan is in die buiteland is dit veredel, dan is dit gekweek en bemark. Ons weet byvoorbeeld hier is 'n paar spesies, Gladiolus fresias, Pelargonium strelitzia ensovoorts. En daar was geen voordeel vir Suid-Afrikaanse plante gewees. Wat ek net moet byvoeg, dit is nie hulle van die plant hier aan die ander kant, kom daar miljoene daarvan, en jy moet daai plant wat, dan moet daar baie werk gedoen word. Jy selekteer vir eienskappe wat jy graag wil hê, verskillende eienskappe, hoe lang sy dag, leeftyd, die kleur, die geur ensovoorts, en veral, hoe kweek jy die plant? So dis baie werk wat gedoen is. In Suid-Afrikaanse word gekweek in die buiteland en in Afrika word daar selfs meer Suid-Afrikaanse plante in Kenia en Zimbabwe gekweek. En nou as ons sien hier aan die linkerkant, dan sien jy daar hoe so lyk die Barberton's madeliefie, Gabbros en Sony. En die in die regterkant is waar die ding veredeld is in Nederland. Hierdie onder is nog 'n fotootjie, baie verskillende wat so oorspronklik net een kleur twee smal blaartjies en daar is 'n reuse verskeidenheid daaruit ontwikkel. So daar's 'n geweldige mark daarin. 'n Foto wat uit die Oostenryk geneem word, hierdie goed wat jy daarbo sien is malvas. Dis pelargoniums wat hier gekweek word en elke jaar word daai klomp plante nuut geplant en word hulle want in die winter is gemeen dat hulle nie oorleef nie. So geweldig baie van ons plante is beruk. Dis die waarde van tuinbouhandel in 2006 in miljoene euros. In Nederland 4.600 is die top van die klomp. Selfs Kenia 241, Suid-Afrika 40. En dit is geleenthede wat ons gemis het. Daar is onderstaan 'n bietjie Lagnalia is inderdaad Michael gepraat het vir jokies in die voorhuis. Pragtige plant. Hulle het by die Tuinbouinstituut in Pretoria het hulle begin met Lagnalia werk en daar is pragtige kultivars wat deesdae beskikbaar is. Maar ek dink ons het waarskynlik 'n bietjie te laat gespeel. Ongelukkig is dit nie deur die regerings vroeër jare ondersteun nie. Dink nie ons mense besef omdat die plante so maklik hier buite groei, dink ook is baie maklik enigiets gaan plant. Maar as die werklike tuinboukundige werk gedoen is, kon ons geweldig baie geld daaruit gemaak het. Kom ons kyk dan na die gebruik van plante. Daar is in die orde van 1100 kruimedisyne wêreldwyd. Dit is dinge wat nou in Europa veral gebruik word. As jy kyk na hierdie syfers hierbo, dan sal jy sien aan die noordelike gedeelte van die kontinente is daar baie groot getalle. In Europa 336 plante, in Suidelike Afrika net 14, in die hele Afrika net 83. En die Australië net 11 en Suid-Amerika net 64. Die groot rede hiervoor is dat die gebruik van plante in Afrika, in Australië en in Suid-Amerika is mondelik oorgedra van geslag tot geslag. Terwyl in Asië, in Europa
tot 'n minder mate in Noord-Amerika, was daar skriftelike kommunikasie gewees. Met ander woorde, dit is bevestig dat die plante gebruik kan word. So dat 'n groot vraag ontstaan, is dit nie moontlik, want daar's geen rasioneel om te dink dat Suid-Afrika se plante minder medisinale waarde as die plante uit Europa nie. En toe ons met befondsing het ons nou die African Herbal Pharmacopoeia opgestel. Pharmacopoeia lys die verskillende plante en herbal pharmacopoeia in hierdie geval, gewone pharmacopoeia is die geneesmiddels waarvoor dit gebruik word, die veiligheid ensovoorts. 'n Klomp geld is uit Europa ontvang en ons het toe in die orde van, ek dink 57 verskillende plante, die belangrikste plante in Afrika het ons op hierdie manier saamgestel en ons hoop dat dit gaan daartoe lei dat van hierdie plante erken word in Europa. Want die grootste vraag wat die mense in Europa het, is voordat hulle plant daar wil gebruik, daar's baie regulasies om seker te maak dat daar nie verkeerde dinge ingevoer word nie, is hoe lank is dit al gebruik in die land, daar's 'n klomp van hierdie, en ons het meeste van die sake is hierin aangespreek. Maar ek gaan vandag eintlik oor ander plantgebruike praat, veral, ek dink dinge wat op 'n groot mate gemis word. Ons weet reeds dat plante het groot medisinale waarde vir mense en vir diere. Die meeste van hierdie inligting, die oorspronklike inligting, kom meeste daarvan kom uit die tradisionele gebruik van plante. Dit maak tog sin. Ek dink my ouma het goed in haar tuin gekweek, want as jy hoë bloeddruk en dan drink jy daai goed wat verskriklik sleg is in jou bloeddruk. Ons weet die boere het in die voortrekkers se tyd het hulle geleer dat daai kim wat op konfyt groei, kan jy gebruik as 'n inflammasie is, en later is eintlik dieselfde tipe ding wat later ontdek is deur Fleming. So baie boeregebruike is gebruik, want as jy in 'n situasie is waar jy in groot nood is, gaan jy enigiets probeer. En ons is baie ryk in Suid-Afrika, nie net met die groot aantal spesies wat hier groei, ons is ook baie ryk in ons kulture. En jy weet, as jy dink dat mense eintlik in Afrika ontstaan, en as ek nou gaan kyk na tekeninge van die Khoisan, die Bushman tekeninge, en dan kan mens vandag nog, kan jy my tekeninge, van al twee plante kan jy identifiseer. Hulle destyds al geleer dat jy albei kan gebruik, jy kan jy albei identifiseer, en jy kan ook duiwelsklauw identifiseer daarvoor. So ons weet, ten minste van 80.000 jaar word plante al gebruik hierso. Maar ons gaan kyk ook na ander moontlikhede, en wat ons uitgevind het op 'n vroeë stadium, is dat die plante wat teen mikroorganismes gebruik word deur die tradisionele geneesers, het eintlik min aktiwiteit. En die groot rede daarvoor is dat die tradisionele geneesers het hoofsaaklik omtrent net water wat beskikbaar is as 'n ekstraheermiddel om die verbindings uit die plant uit te haal. En as ons na ander ekstraheermiddels kyk, soos acetoon en ethanol en die verbindings, dan kan ons 'n hoë aktiwiteit uit die plant uithaal. Ons het dus begin en ons het gesê ons gaan 'n groot aantal plante gaan ons ondersoek. Nou wil ons nie 'n klein bossietjie ondersoek, want die moeilikheid daai bossietjie vir die kort tyd dan kry jy nie. Ons het gefokus dat ons gaan net na bome kyk, ons gaan net na boomblare kyk, en ons het 'n databasis opgebou wat geweldig waardevol is. Ons het op hierdie stadium is daar in die orde van 540 verskillende boomspesies ondersoek, en ons het aktiwiteit in 8 van die belangrikste patogene teen mense en diere ondersoek. En dit gee vir ons 'n baie belangrike databasis wat ons kan gebruik. En baie van die dinge wat ons ontdek het, kom eintlik uit daai databasis. So daar's 2 bronne van die plante wat ons selekteer. Een bron is hoe dit tradisioneel gebruik is, veral sê byvoorbeeld teen parasiete, maar veral by die dinge wat gebruik is teen mikroorganismes, omdat die analise betreklik eenvoudig is, het ons 'n wonderlike sterk databasis wat ons gebruik. So dis nie net mikroorganismes, ons kyk ook bekamping teen ander peste, sê maar dinge soos bosluise en muskiete, bekamping van parasiete, en dan is daar ook groot ander gebruike, wat nie noodwendig met doen, maar wel gebruike wat miskien groot ekonomiese potensiaal is, byvoorbeeld stelsel, tee en sappe, almal weet van die wonderlike rooibostee en ook heringbostee. Op 'n stadium was daar maatskappy met wie ons saamgewerk het, moes hulle druiwepit ekstrakt moes hulle uit die buiteland uit invoer. Dit is baie duur geweest. Veral kan ons nie ons eie produk hier ontwikkel nie. En daar is 'n groot wynindustrie hierso,
Ons het met mense saamgewerk, die druiwepit ekstrakt ontwikkel, ons het nie net die goed geïnstalleer nie, ons het die prosesse sodanig gemaak dat ons die aktiwiteit baie kon verhoog. En dit het daartoe gelei dat Prosident weer vandag nog ons wydwoord Prosident geadverteer. Ons het die produk ontwikkel uit druiwepitte, baie oxidant is die produk genoem, en hy dubbel die aktiwiteit as Prosident gehad. En dis nou een van die interessante stories, ons het die hele proses deurgegaan, nie net om het in die laboratorium te doen het, om die industrie te help, om die probleme oor te kom as jy baie groot mate opskaal. Ons het saam met collega's geskakel met Merck Pharmaceuticals, een van die belangrikste internasionale farmaceutiese maatskappye, en ons het hierdie ding ontwikkel. Hy is gelicensieer in Merck, ons het met die industrie het gewerk en die eerste klomp gemaakt, en die bemarkingsdirekteur van Merck Pharmaceuticals maak 'n groot storie. Televisie, huisgenoot, oral is 'n groot storie daarvan gemaak, maar 'n klein foutjie gemaak. Hy doen dit voordat die produk beskikbaar was in die mark. Mense wil almal die ding gaan koop by die apteke of by Clicks of al die plekke, en dit is nie beskikbaar nie. Aan die einde van die eerste kwartaal te kyk hulle net toe hulle verslag kyk, sê hulle ons het soveel geld spandeer en daar is prakties geen inkomste gewees nie. Toe maak die produk net daardoor. Hulle dank die bemarkingsbestuurder af. Die volgende persoon het aangestel en sê ek wil hierdie toksiese produk niks te doen nie. So dis een van die lastighede wat kom. Ander collega's het later sê, maar hoe gaan ons met die ding verder nie? Maar wat met ons gaan deel dit met die dinge aan. Hier is 'n ander interessante storie. Melianthus is mense wat in die Weskaap bly, kan ons seker. Dis 'n onkruid, Melianthus comosus. Hy is bekend as kruikieroermanie, omdat hy die interessante mechanisme as 'n dier teen hom stamp en dan skei hy geelmiddels af en hy het 'n tamelike sterk reuk. Daar's ander kruikieroermanie as 'n dier teen hom stamp en dan verlet sy blaartjies en maak sy toe, maar hierdie een gee die geur af. En toe kom 'n maatskappy na ons en sê hy het iewerster gelees dat die mense gebruik hierdie Melianthus ekstrakt om bakterieë te beheer. As jy het gedink dis 'n goeie idee, ons moet die ekstrakt kry, ons moet toets teen bakterieë. En ons toets dit toe dan baie laat in tyd. Nou daai stadium het ons 'n analise alreeds ontwikkel om aktiwiteit teen fungie te bepaal. En die plant het regtig verbasende aktiwiteit teen fungie. Ons het toe gegaan en ons het die proses verder ontwikkel en ons het die ekstrakt tamelik gemanipuleer. Manipuleer bedoel ek, jy maak nie het ekstrakt nie, jy maak die ekstrakt en dan maak die verskillende prosesse wat jy daarna toepas. En ons het daarin geslaag om die aktiwiteit van hierdie ekstrakt tot op baie groot mate te verhoog. Dit is belangrijk. En dit is die produk wat ons gebruik. Die produk is H2O2. En hier sien ons hoe hoër daar die waarde is, hoe meer actief is die verbinding. En dis die activiteit in Fusarium en penicillium, twee belangrike fungie. En aan die linkerkant H2O2 is ons produk. En hier goed, hier aan die rechterkant is die belangrikste fungicide wat daar in die markt is. So, hy uitpresteer daar die fungicide tot 'n baie groot mate. Maar, voordat ons die ding wil bemark, 'n voorlopige patent is uitgeneem. Maar 'n ander vraag wat ons vraag, help nie as jy 'n wonderlike fungicide het, en jy spuit op hier vooral in die Weskaap, jy spuit op die plant as dit nou droog, as dit nou droog is, as dit nie reën spuit nie, as dit nou droog is spuit jy op die plant, dis die belangrike vraag is, gaan hy nie die volgende reën by afspoel nie. So, die geluk was hierdie ekstrakt van ons, die product ons gemaakt het, is baie laag oplosbaarheid in water, minder as 1 milligram per milliliter, as jy van boven kyk. Selfs as die water aangesuur is, of as hy alkalies gemaakt is, baie meer activiteit, in acetoon is hy geweldig oplosbaar. Dit geef ons as 'n product, ons kan in acetoon oplos en hoë konsentrasie beskikbaar stel, die boer verdun dit enorm, 1000 keer verdun hy hom, en dan kan hy spuit. Die vraag is dat ons ook gekyk, die verbinding was baie actief geweest na 'n lang tyd, so as die ding ook berg is, daar nie probleme nie. Daar is 'n mate van toxisiteit, maar wat baie belangrik is, as jy produk wil registreer, moet hy sy omgewings toxisiteit is baie belangrik. Ons het getoets teen aardwurms en het geen effek op aardwurms gehad teen die actieve dosis. Wat gewoonlik met zoiets gebeur, is die een wat die project loop en hy werk op PhD,
as die PhD voltooi is, en ons al alles gereed op ander projekte, so die eens eindelijk net verder vorder. Maar ons het wel een veldproef gedoen. Vernoot van ons het gekyk, en hulle is in Fidium officinale, baie van julle ken het as Comfrey. Hulle die Comfrey het hulle gekweek op groot skaal om een kruidproduct daarvan te maak, en toe vind hulle die ding word geïnfekteer deur 'n fungus. Toe toets ons verbinding, HPV, hulle toets Bravo die kommersiële verbinding wat gebruik word, en daar is 'n kontrolebehandeling. So, wat mense gevind het, die kontrolebehandeling, die kontrolebehandeling het baie groot getal, meer as 1000 blare is geaffekteer, die Bravo 250 en ons produk 50. En ons het teen 6 keer laer konsentrasie gespuit as wat daar die ander verbindingsmiddels is. So, dit wys ons het 'n produk wat werklik langer kan wees. Ander probleme daar in die mark is so, ons het 'n fungisied, ongelukkig sê dit toksies, so die een gedagte wat jy dadelik kan hê, maar ons kan het hoegenaamd nie vir kos gebruik, maar gelukkig is daar ding soos die tuinbouindustrie. So dit is regtig 'n produk wat groot waarde op rose en op alle plante en klein plantjies, want dit is 'n groot probleem as jy klein plantjies plant, dan is daar dikwels fungus wat aanval. 'n ander groot probleem is Suid-Afrika as 'n groot uitvoerder van lemoene, en as daar infeksie in die lemoene kom, dan word die hele vrag as 'n ware net omtrent verwerp. So ons het daar plante kyk, dis een van hierdie boom, Bryonadia silicina, en die actieve verbinding is oorsoorsuur, dis waar hy voorkom hieronder. En hier is die proses wat ons deurgaan. My vrou het lemoene gekoop, een van my lemoene het vrot geword, ek het van die goed afgekrap, ons het hom uitgeplaat, en ons het die actieve verbinding geïsoleer, dis die isolasie, ons het hom verder gekweek. Toen ons 'n klomp lemoene gaan koop, die lemoene eers afgewas met water, om die vetterigheid wat daar rondom is, uit te kry, afgespoel, en daarna gedroog. En toe het ons elke lemoen in 6 gedeeltes so skywig verdeel, en sodat in elke lemoen sy eie controle gehad het. 'n Controle was net die oplossmiddel acetoon, 'n controle was 'n ander actieve verbinding, 'n fungisied, en dan verskillende konsentrasies van ons plantproduk. En ons het regtig nog 'n mooi resultaat gekry. Dis die ding wat jy sien. Ons kan daar, as jy dit gewys nie, daar so, kan jy sien, dit is die gebied waar die groei van die fungus geïnhibeer word. En as jy na 'n lang rukkie wag, dan gaan hy oor van die vorm van 'n suurdeeg na 'n miselium. Dis die gemors wat jy kry, en dit hoe gaan dit lyk. So dis 'n produk wat dalk moontlik kan gebruik word. Een minuut. Genade. Was het, hoe lang kan jy glo? Ek kan nog nie gespraat. Daai nie op myself. Goed, ons het hoenderinfeksies behandel, dis die hoenderinfeksie stories wat hier gewerk word, en ons het net 'n suiwerbinding. Kyk hoe gelukkig, gaan nie kyk by mens gelukkig is nie. Dis hierdie verbinding van ons, is baie hoër aktiwiteit gehad, nie selfe aktiwiteit gehad as die kommersiële, niks anders, ons kon bewys dat die verbinding, die fungus kom nie in die longe voor nie. Ons het 'n klomp werk gedoen om brommers te bekamp en muskiete af te weer. Daar's ander toepassing suikersiekte, hele klomp dinge daar binnekant, daar binne. En wat ons eintlik nou nodig het, ons het nuwe benadering nodig. So dis was die fokus op saaklik mensgesondheid. Daar's baie moontlikhede om landbouproduksie te kyk, en daar is ook diverse ander gebruike. Maar dit is nodig ons eintlik 'n nuwe benadering tot navorsing bied. Vergeet van Magic Bullet dat een verbinding geïsoleer dat die farmaceutiese produk word en vinnig gebruik word. Met befondsers oortuig dat het meer rasioneel is om ander dinge te gebruik. Ons moet die fokus op strakte, en belangrijk van ons uit, terwyl het baie algemeen is dat plante, die micro-organismes raak bestand teen 'n sekere verbinding, vind ons dat as ons 'n plantextract verbruik, seker van ons plantextrakte bevat tot 14 verskillende antimikrobiese verbindings. Dit lei daartoe dat daar geen ontwikkeling van weerstand is nie. So daar's, wat ons eintlik sien, ons uitdagings is om multidisciplinair te werk en veral arm gemeenskappe te begin. Daarvoor het ons baie navorsing nodig. Die voortploting, ek is wetenskaplik wees alles totaal verander op. Die ekonomies gedrewe dink ek is 'n belangrike ding. Ons het befondsing vir kommersiële ontwikkeling nodig. En
Ongelukkig is dit so, ek kan nou nie nou 'n storie vertel nie, maar ons loop met 'n produk wat regtig baie veilig is en baie effektief is, baie beter as die mondspoelmiddels wat jy kry. Gaan ons aan liewe branders toe, sit ek op die tafel vir hulle, stel glad nie belang om verder te ontwikkel nie, want hulle wil nie teen eie produk kompeteer nie. Maar in plant en dier is die effektiwiteit baie belangrik. So dis die dinge wat ons eintlik nodig het, die doelwit en verskillende rolspelers, en hier is die modelletjie wat het eintlik wys. Net vinnig hier, as jy wetenskaplike ondersoek, jy het befondsing nodig, jy kan tradisionele kennis gebruik, of jy kan onafhanklike kennis gebruik, nuwe toepassing, en dan kan ons laaggehalte tegnologie gebruik om die lewenskwaliteit vir mense te beantwoord. Daar is 'n moontlikheid in industriebenutting kan kom en dat daar sterk werkskeping kan kom. Die samenvatting, daar is veel meer waarde in ons groen goud as net die medisyne te beoordeel. Daar is 'n groot hoeveelheid navorsing in universiteite en daar is baie min waardevolle produkte. Dis 'n hulpbron wat die korrekte benadering diverse groepe kan bevoordeel. Dit is nie net tradisionele kennis en baie evaluering wat produk kan lewer. So ons het 'n uitstaande moontlikheid om plant en kultuurdiversiteit in Suid-Afrika. Baie dankie vir die aandag.